Hallo, ek is Gretelie de Swart. Ek is 'n aktrise en social media content creator. Hierdie is my beautiful dogtertjie. Ek het ook 'n seentjie by die huis en moenie mama. That's how my days go. Ja, ek's maar meestal 'n mamma. Ek het groot geword in 'n huis waar my ouers baie oop en transparant was oor hulle finansies. En ek het dit regtig baie waardeer. Dit was vir my 'n goeie manier van kort vliegplaas vir my. Daar's nie 'n vlieg nie, my liefie. Dit was vir my 'n baie goeie manier van expectation management wat ek besonder baie waardeer het. Ek het altyd geweet wanneer dit goed gaan, ek het geweet wanneer dit nie so goed gaan met finansies nie, wanneer 'n mens kan vra vir goed, wanneer 'n mens byvoorbeeld nie noodwendig moet vra vir goed nie. So ja, dis iets wat ek regtig baie waardeer het en iets wat ek ook vir my kinders sal wil gee. My maale het vir my, toe ek so graad 3 was, begin sakgeld gee en vir my baie mooi 'n budget uiteengesit van alles wat ek nodig het, die ouderen, snoepie geld, al die goed en ja, ek dink dit was my eerste introduction tot hoe ek my eie geld moet manage. Maar ek dink die eerste keer wat ek regtig 'n goeie understanding gehad het van geld was toe ek begin werk het en finansiële commitments moes maak. Byvoorbeeld, ek moes 'n kar afbetaal. So ek moet dan actually daai geld maak. Dis nie net van, ek het nou nie hierdie maand geld vir snoepie geld nie. Daar's 'n commitment wat vervul moet word. So ja, ek dink dit was die eerste keer wat my oë oop gegaan het vir mense moet regtig stiek by jou budget as jy jou kar wil afbetaal of as 'n mens hier moet betaal. My grootste fout wat ek al met geld gemaak het, was toe ek emosionele besluite gemaak het. Ons het onlangs renovations gedoen en in die laaste 2 weke van ons renovations was ek net so moeg vir bouery en ek wou net hê alles moes klaar kom, dat ek so gespend het in daai laaste 2 weke net om dit klaar te kry, want ek was so moeg vir bouers. So ek dink regtig my grootste fout was om emosioneel te spandeer. Dis Die eerste keer wat ek 'n finansiële besluit vir my kinders moes maak, was toe Alay 2 weke oud was. Sy het haar heel eerste advertensie geboek en natuurlik iets daarvoor gekry. En dit was vir my 'n baie cool oomblik om te gaan, wow, hier het my kind nou net geld verdien, wat doen ons daarmee? Sit ons dit eenkant vir en spaar dit, maar dan oor 20 jaar is dit eintlik maar niks werd nie, of invest ons dit vir, koop ons vir iets daarmee, so ja, dit was vir my baie cool, dit het my bietjie onkant gevang, ek het nie gedink dit gaan so vinnig gebeur nie, maar dit was my baie lekker en was 'n klein smaakie van wat mense in die toekoms ook sal doen as hulle geld verdien. My kinders is nog baie klein, maar ons probeer ten spyte van die feit dat hulle baie klein is, hulle van jongs af leer van geld en hoe geld werk. Sy het, sissie, hou vir mamma vas, hou vir mamma styf vas, dis sy. Sy het in haar kamer 'n klein kafeetjie, waar sy vir ons koffie en tee maak, en ons kom gereeld na haar kafee toe met speelgeld, en ons vra vir haar, asseblief kan ons ietsie by jou kom koop, en dan leer sy van klein geld, en dat sy daai papiergeld kan spaar, en wanneer haar spaarbus vol is, kan sy 'n sweetie uit die kas uitkry. So, ja, ons probeer van kleins af en ek dink dit sal meer raak soos sy ouer word, maar dis wat ons op die oomblik doen. Ek dink iets wat ek baie graag aan my kinders wil oordra is om te leer spaar. Dit is vir my iets baie belangriks. Ek dink net omdat 'n mens geld kry beteken nie 'n mens hoef dit te spend nie. Ek dink 'n mens ek dink vir my is dit maar net om hulle regtig te leer geld eenkant sit en te spaar en te leer dat jy nie noodwendig geld hoef te gebruik as jy geld het nie. En as jy dit gebruik, moenie impulsive decisions maak nie. Weeg opsies op. Maak seker dit wat jy wil koop is die regte een. Ek dink ek het al baie impulsive buys gedoen wat my later in die gat byt. Ek sal definitief sê, ja mamma. Lief vir jou my liefie. Mamma is ook lief vir jou. Dankie. Ek dink een tip wat ek vir mense kan gee is spaar vir meer as net 'n maand. Hê altyd ten minste 3 maande se backup funds eenkant vir as iets gebeur. Ek probeer veral as 'n freelancer
soveel as moontlik maande vooruit een kant hou vir as iets gebeur. Mense is nooit verseker of jy die volgende maand gaan werk hê nie. Ek is 'n aktrise, as ek my been breek, kan ek byvoorbeeld nie act nie. Ek kan nie verder aangaan met iets wat ek skiet nie. So vir my is dit besonder belangrik om backup funds te hê. En ek dink ongeag of 'n mens 'n freelancer is of nie, is dit belangrik om ekstra geld te hê waarna mens nie raak nie, net wat daar is as 'n emergency fund. En ek dink dit haal ook besonder baie stres van jou skouers af om te weet dat as die Popparty fans slaan, is daar iets waarop jy kan terugval. Versekering is vir my iets besonders belangrik. 'n Mens weet nooit wat die toekoms hou nie. Mens weet nie wanneer jy gaan siek raak nie. Mens weet nie wanneer iets met jou kar gebeur nie. Dit is net, het gee vir mens so peace of mind wanneer 'n mens daai het. So ek sal sê dis regtig iets baie belangrik om te hê. Ek wil vir my kinders ook van kleins af leer, 'n mens sit geld eenkant vir goed soos versekering. Mens weet nie wat die lewe vir jou bring nie. Mens weet nie wat 'n kaarte vir jou gespeel word nie. Mens weet nie wanneer iets met jou gebeur en jy gaan 'n insane amount of geld daarvoor moet uithaal en dan het 'n mens dit nie. So ja, om te weet 'n mens sit geld eenkant om jouself te beskerm is vir my 'n baie groot prioriteit. Ek dink my siening met finansies en geld het besonder baie verander toe ek 'n ma geraak het. Skielik was dit nie meer my eie geld nie. Skielik moes ek vir 'n familie ook sorg en vir kinders sorg en daar's ekstra uitgawes. En ja, ek dink tot net so 'n wil sê 'n selflessness gekom die oomblik toe ek kinders gekry het oor geld. Ewe skielik worry mens glad nie meer oor jou eie belongings en jou eie goed wat jy wil hê nie. 'n Mens begin net worry oor hoe om vir jou kinders te provide en goed wat jy vir jou kinders kan gee om hulle lewe makliker te maak. Ewe skielik dink ek nie meer aan my eie finansiële toekoms nie, maar ek dink aan wat kan ek vir my kinders eendag agterlaat. Ek het nie gekom van 'n plek van generational wealth nie en ek sal baie graag vir my kinders 'n kans wil gee om 'n fondasie mee te begin as hulle die groot menslewe ingaan. So ja, ek dink dit is iets wat my mindset nogals verander het toe ek 'n ma geword het, is om nie meer aan my finansiële paadjies te dink nie, maar al te dink aan hulle finansiële paadjies en hulle generations vorentoe. Ek dink geld is nie iets waar 'n mens moet skaam wees nie. Ek dink nie dis iets wat 'n mens moet stilhou nie. Ek dink nie 'n mens moet getalle noodwendig vir almal uitblaker en sê nie. Maar ek dink as 'n mens begin praat oor finansies en praat oor geld, gee mense jou kinders confidence in geld en hoe om hulle geld te spandeer. As mens nie met ander mense conversations het nie, hoe gaan jy weet? Hoe gaan jy weet hoe die wêreld se geld werk? Hoe gaan jy weet wat ander mense verdien, wat jy verdien, hoe om, vir my byvoorbeeld, ek is 'n freelancer en ek het nooit geweet hoe om my eie werk te prys nie. En ek sou tot vandag toe nie geweet het as ek nie met ander mense gepraat het nie. So deur oop te wees en transparant te wees, kry mens clarity oor wat jou werk werd is, wat 'n mens kan vra vir jou werk. Ja, ek dink dit is baie belangrik om transparant te wees oor geld. Dit is vir my baie belangrik om my kinders groot te maak in confidence met geld, sodat dit op die ou ende nie 'n afgod raak nie. Ek wil nooit hê hulle moet op 'n plek wees wat hulle geld aanbid nie en dat hulle hele lewe gaan oor net om geld te maak nie. So deur baie oor dit te praat en dit half 'n normale conversation in die huis te maak, is dit nie hierdie ding waarna mens opkyk en waarna mens streef nie. Ja, ek wil baie graag hê hulle moet eendag independent kan wees en ja, ook net confidence kan hê in finansies en ook confidence kan hê om vir ons te kom vra oor finansies as hulle ooit sukkel met vrae of meer wil weet. Maar mees belangrikste is ek wil nie hê hulle moet slaves wees to money nie. Een ding wat my ma vir my finansiëel geleer het waarvoor ek besonder dankbaar is om te spaar. Ek het in 'n huis groot geword waar my ouers soveel as moontlik probeer skuldvry lewe en ekstra geld wat daar gekry is nie net geblaas nie. Dit is eenkant gesit en daar word gespaar vir iets groter. En ook om doelwitte op te stel vir waarvoor 'n mens spaar. Ek dink dit motiveer 'n mens om vinniger te spaar en meer te spaar, of dit is om 'n huis af te betaal of om iets kleiner te kry, om 'n foon te koop of wat ook al. Dis goed wat my ouers my geleer het waarvoor ek baie dankbaar is. Ek dink iets wat ek vir my kinders
sal sê, wat vir my belangrik sal wees wat hulle moet invat, is in terme van geld, moenie leef vir jou werk om geld te kry nie, maar werk om te kan leef. Werk om te kan experience, moenie 'n slaaf raak vir jou geld nie, don't be a slave for your work, en ek dink dis iets waarna ons in vandag se tyd so vasgevang kan raak. Mense kom in hierdie vicious cycle net van soos meer geld, meer geld, meer geld, en mense vergeet om te leef. En dan kom 'n mens op 'n punt in jou lewe en jou hele lewe het jy in 'n kantoor spandeer.